So sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 33 en ons sing daar die 1ste en die 11de vers tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 79 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, gesang 79. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie,
Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, uit Efesiërs 2 vers 8 hoor ons, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die Here werk deur sy Gees, hou hy aan met my en jou werk. Hy hou nie maar net op by die wedergeboorte en die bekering en die geloof wat hy in ons harte inbring. Hy is besig met ons heilig maak. God maak my 'n nuwe mens wat hoe langer hoe meer die sonde aflê en vir God lewe, met ander woorde ook daaglikse bekering. Met hierdie waarheid, kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat by die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar in die Nuwe Testament, Filippense 1, gaan ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 26. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, hoe wonderlik om saam in die huis te kan wees,
as gemeente, in die gemeenskap van gelowiges, om so mekaar te leer ken, en so ook in 'n verhouding met mekaar te kan groei. Dit alles, Here, 'n vriendskap wat wortel in die verlossing van ons Here Jesus Christus. Want daar sonder is daar vir ons niks, is alles leeg. Ja, Here, dis ons rede hoekom ons ook hier is, om U te aanbid, U te loof, U te prys, te kom dankie sê, met harte wat oorloop van blydskap. Dankie vir ons verlossing in Jesus Christus. Dankie vir die liefde en die genade wat so groot is, so onbeskryflik groot. En daarom, Here, kom buig ons vanmôre voor U. Saam as gemeente om na U woord te kom luister. En Here, gee dat ons gedagtes vasgevang sal word deur U woord. Ons leef in 'n ou wêreld, soos hy in die woord ook sê, 'n krom en verdraaide geslag. En ons beleef het. En daarom, Here, om hier in stilte by mekaar te kom, afgesonder, weg van die ou wêreld met sy probleme, met sy groot lawaai. 'n Wêreld met sy geskarrel. 'n Wêreld met allerhande idees en ideologie. Ja, Here, 'n wêreld wat ons aandag van U wil wegneem. En dankie, Here, dat U so ons aandag, ons harte hier kom vasvang. En daarom bid ons, Here, dat U werklik deur die Gees so vanmôre hier in ons gedagtes sal wees. Dat hierdie woord wat ons vanmôre hier sal lees, die prediking wat ons hoor, werklik in ons harte sal inkom en groei. Dankie, Here, vir soveel voorregte, vir die goedheid, dat ons kos en klere het en 'n dak oor ons koppe. Ons wil baie keer soveel meer hê, en ons jag na meer en beter. Vergeet van dit wat U vir ons gee, dit wat ons het. Dankie daarvoor, en vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Filippense 1, daarvan vers 1. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde tog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en in alle ervaring,
om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike wag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel, ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit in alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens sy reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof. Sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Tot sover. Geliefdes, ja, ons teksgedeelte vanmôre na die vers 6, wat Paulus sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. My broer en suster, net 'n bietjie agtergrond oor Filippi. Filippi was die eerste stad op Europese bodem waar 'n Christelike gemeente deur Paulus gestig is. En dit wel, as jy gaan lees daar tydens sy tweede sendingreis, ongeveer so 51 na Christus. Maar soos 'n mens lees, dan kom jy agter, daar was 'n besondere verhouding tussen hierdie apostel en hierdie gemeente. Ek dink iemand saam gelees het, kom dit sommer dadelik agter. 'n Gemeente waar die eerstelinge van Europa deur hom, dit alles natuurlik, moet 'n mens by sê, deur die krag en werk van die Heilige Gees, ingesamel is tot Christendom. En wat hier baie duidelik blyk, is ook die selfopoffering en opvaardigheid van hierdie gemeente. En dit het daaruit geblyk dat hulle meermale ook stoffelike gawes aan natuurlik Paulus gestuur het. En daarom kan 'n mens verwag dat Paulus natuurlik baie dankbaar is. Hy's baie lief vir hierdie gemeente. Hy spreek hier die dankbaarheid en sy liefde teenoor hierdie gemeente uit. En hoe wonderlik, as hy aan hierdie gemeente dink, dan dring dit hom tot dank aan die Here.
in hierdie gemeente, hulle blydskap in die Here, hulle wonderlike deelname aan die evangelie, dring hom tot hierdie wonderlike, hierdie innige danksegging. Hy's bly, hy's dankbaar. Hulle aandeel in die belang en bevordering van die evangelie. Hulle gelowige aanneming daarvan, hulle mede-arbeid in die verkondiging, hulle liefdesbetoon aan Paulus, dit alles, en 'n mens kan dit verstaan, gryp aan hierdie apostel se hart, en dit dring hom tot dank en blydskap. En nou met die mooi let iets saam gelees daar, dit was soos hy gesê het, vers 5, van die eerste dag af tot nou toe. Van die eerste dag af tot nou toe. Dit was nie maar net 'n ou kort opflikkeringkie nie. Nee, hulle het volhard in hierdie goeie werk. My broer en suster, ons vind dit so deur die eeue, en ons ervaar dit vandag ook. Mense begin tog so goed. Hulle begin met soveel ywer, maar dan vervlou hulle in die geloof, hulle vervlou in hulle roeping, in hulle taak. Hulle begin vuur en vlam. Maar dan naderhand, dan brand die ou vlammetjie maar baie flou. En dis vanmôre ook ons vermaning aan ons gemeente, die Hebreërskrywer wat ook kom. Hy vermaan teen hierdie geestelike verslapping. Daar in Hebreërs 12 vers 3, eers sê hy daar, en baie belangrikste, hulle met hulle oog altyd op Jesus Christus hou. Hulle met hulle oog hou op hom en sy verlossing. En dan sê hy daar verder in vers 3, Hebreërs 12 vers 3, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Daarom lig die slap hande en die verlamde knieë weer op. En daarom moet ons besef, Paulus sy sekerheid en sy vertroue in hierdie gemeente lê nie in hulle menslike hoedanigheid nie. Hy weet dit baie goed. Want hy weet dat die mens feilbaar is. Hy, Paulus self, hy besef hy is feilbaar. Ek en jy is feilbaar. En daarom is sy vertroue in die Here die onfeilbare. En daarom sê hy ook hierdie woorde, vers 6, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy, dis die Here, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Met ander woorde, met sy wederkoms, by implikasie, dan tot en met ons afsterwe, wat nog moontlik voor die wederkoms kan plaasvind. En met goeie werk bedoel hy hier die genadewerk in die lewe van gelowiges. Hul geloofsverbintenis met Christus. Hulle werksaamheid vir die evangelie. Hulle toewyding, hulle opoffering. En hierdie goeie werk, soos hy dit hier noem, word deur die Heilige Gees tot volmaking gevoer en is geen vrug, soos ek weer sal sê, geen vrug van menslike inspanning. My broer en suster, Filippense 2 vers 13, wat vir elkeen van ons sekerlik baie bekend is. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. En dan gaan hy verder, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Ek wil weer sê, soos ek daar in die begin gesê, die Heilige Gees, my broer en suster, is nie met ons klaar na ons wedergeboorte, ons bekering en die geloof wat in ons harte ingedra het nie. Hy gaan voort.
Hy is ons heiligmaker en hy bly besig met ons heiligmaking tot op die dag van ons afsterwe. En daarom hierdie Heilige Gees dring my en jou tot daaglikse bekering. Hy gebruik God se woord as geloofsversterking. En hoe wonderlik om te weet, hy anker die verlossing van Jesus Christus al vaster en vaster in my hart. En dit gee van my meer geloofskrag, my meer geloofsmoed. Dit laat my volhard. En daarom verstaan ons ook hoekom Paulus so innig lief is vir hierdie gemeente. Vers 6 sê, dan kom ons agter, hy dra hierdie gemeente werklik in sy hart. Want hoekom? Hulle is sy deelgenote, sy geloofsgenote, en hulle is eg en opreg daarin. Hulle dra saam in sy boeie as ware en sy swaar. Hulle arbei en lei saam met Paulus vir die evangelie van Jesus Christus. En hy twyfel nie aan hierdie liefde nie, dis 'n innige liefde. 'n Liefde waar hy selfs vir God roep. Hy roep God as getuie van hierdie liefde wat hy vir hierdie gemeente het. Vers 8, hy sê, want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. As ons liefde vir mekaar, ons tederheid vir mekaar, hier in ons gemeente, hier in die gemeenskap van gelowiges tog maar so kan wees. Die bron, die anker van hierdie liefde en tederheid is natuurlik Jesus Christus. Sy liefde, sy verlossing. En daarom vers 9, die deelgenootskap daar, die verbintenis van hierdie gemeente aan Christus en sy evangelie, dis wat Paulus noop tot hierdie voorbidding vir hulle verdere heiligmaking. Hy bid vir hulle verdere geestelike groei, 'n groei in kennis van God, sy woord, om deur die insig van God se woord te kan gaan onderskei, wat is reg, wat is verkeerd, wat is waarheid, wat is dwaalleer. Dit alles sê hy met die oog op Jesus Christus se wederkoms, die eindoordeel. En daarom gaan Paulus verder en hy sê maar, hierdie gevangenskap, hierdie boeie waarin hy is, dra vrug. Het vrug gedra by die keiserlike wag, maar nie net daar nie, ook ander belangstellendes. Die moedige verduring van hierdie gevangenskap het met ander woorde ander ook aangespoor om onbevrees oor hierdie evangelie te kan praat. My broer en suster, vir my en jou ook, om te weet, ons swaar en ons volharding dra baie keer ook 'n boodskap uit. Dit spoor ander ook aan op 'n manier om moedig te wees, om te volhard. En nou sê hy, daar is baie predikers daar in Rome wat verkeerde motiewe is. Hulle motiewe is nie so suiwer nie. En nou kom Paulus en hy sê hier, solank hulle net Jesus Christus verkondig. Hy sê vers 18 daar, maar wat maak dit? Of dit onder 'n skyn of waarheid is, Christus word verkondig. Hoofsaak, Christus word verkondig. Dit gaan uiteindelik, my broer en suster, net om Jesus Christus en sy eer, die verbreiding van sy wonderlike evangelie. Of Paulus nou uit die tronk is of in die tronk, sy lewe dien tot verheerliking van Jesus Christus. En daarom kan hy ook getuig, daar in vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Want hy moet uiteindelik kies. Hy weet om by Jesus Christus te wees is wonderlik, maar dan weet hy ook, hierdie gemeente het hom nodig in hierdie lewe. En daarom gaan dit alles, vers 25, tot bevordering en blydskap in die geloof. Ek en jy moet ook dit vanmôre kan sê.
in die pad wat ons geloop het. Dit natuurlik van harte en oprigtheid kan sê, soos wat dit daar in vers 21 staan. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. My taak, my roeping wat ek hier op aarde vervul, moet getuig van 'n lewe in Jesus Christus. Om in die gemeenskap van gelowiges soos hier te wees, oral waar ek gaan, ek moet kan getuig. Ek moet kan getuig van Jesus Christus se liefde en sy oorwinning. Belangrik, en hierdie oorwinning deur Jesus Christus dring my tot 'n vrede, tot 'n blydskap, tot dankbaarheid. Dit dring vir my en jou tot volharding in die geloof. Dit te midde, soos ons daar in Filippense 2 gehoor het, dit te midde 'n krom en 'n verdraaide ou mensdom. En my broer en suster, dring ons tot 'n diepe dankbaarheid om te weet, God is alomteenwoordig in my lewe. Hy neem my van geboorte tot net my afsterwe, en dan gaan hy nog verder. Hy bewaar my siel in die hemelse heerlikheid na my dood. En hy bewaar dit tot Jesus Christus weer na hierdie aarde toe terugkeer. Wat hy begin het, voltrek hy. Want hy self is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy doen nie halwe werk nie. En daarom wil ek vanmôre ten slotte vir u hierdie woorde uit Hebreërs 13 vers 20 ook toe sê. Luister aandagtig na hierdie woorde. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons gemeente van ons Here Jesus Christus is. Dat dit nie gaan oor die predikant. Dat dit nie gaan oor ouderlinge en diakens en een of ander belangrike persoon, sogenaamde belangrike persoon. Maar dankie Here dat dit oor U gaan. Dat U die hoof is van hierdie gemeente. En Here, ons hoor van so baie mooi dinge in hierdie gedeelte van hierdie gemeente. Hulle tederheid, hulle liefde vir mekaar, hulle liefde vir U. Hulle, ja Here, hulle omgee vir mekaar. En daarom vra ons dat ook, ja Here, dat U ons deur die Gees sal dring hiertoe. Maar ook vanmôre in elke hart dit so sal vasmaak, dat ons nie alleen pad stap nie. Dikwels twyfel ons en wonder, is ek nou maar alleen? Waar is die Here? Maar dankie dat ons vanmôre weer hoor dat U ons van begin tot einde neem. Ja Here, dat U selfs met ons is ook daar in die dal van doodskade weer. Dat U ons by die hand neem. Dankie vir so 'n versekering. En daarom Here kan ons net bly wees, dankbaar wees. En ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Geliefdes, gesang 260. U Here is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lofsing
en buigel voor U neer. Groot is U naam en heilig, getrou is U en goed. U Here is ons toevlug, die God wat ons behoed. Gee nou aan ons volharding, dat ons met moed kan stry. Heer, gee aan ons oorwinning, die krag sal ons bevry. U is ons rots, ons redder, een wat die vyand stuit. U Here is ons Vader, ons God in ewigheid. Hoe kan ons nog twyfel? Kom ons sing dit met blydskap en dank tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met die almal. Amen.